Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM stereo. En 'n hartlike goeie middag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons Aksie met Reaksie, net hier op Eden FM. Ek is Dion. En ek is Karen. Dis lekker om hierdie Woensdag met julle te kan gesels met hierdie koue weer, winterweer, reënweer, die afgelope tyd wat hier in Mossel Bay en George en Garden Route se gedeelte. Ek dink julle. Dis nie net in die Kaap. Ja, ek dink Daar's baie skade oral oor die land. Ek het woeste video's gesien wat in KwaZulu-Natal gebeur. Uit en nage by PE se kant, dit is woes. Nee, dit is verskriklik en ek voel my hart gaan so uit na die mense en die diere en mense wat alles verloor het. Ag genade, dit maak my hart so seer. Ja, dit maak glad nie lekker nie. Glad nie lekker nie, so ons is regtig, ons dink aan elkeen wat deur hierdie vloede beskadig, wat deur dit gegaan het om, ja, ons harte reik net uit na julle toe. Ja, ons is dankbaar vir reën, maar die Yes. skade is verskriklik so. Too much of a good thing is not good. Ons het laasweek gesels oor Ons het begin om te gesels oor. Ons kan vir ewig gesels hieroor. hoe om te detox van toksiese mense en so 'n bietjie weer 'n omvattende holistiese gesprek ingegaan oor wat is toksiese mense? wat Ja, toksiese mense is, wat jy kan doen. ja. En ons gaan vandag 'n bietjie verder daaroor gesels. Ja, ons kan, soos ek sê, ons kan vir ewig daaroor gesels. Ek weet nie eens of ons vandag weer gaan klaar kry met die inligting en goedjies wat ons hier voor ons het nie, maar ja, Maar dit was so vinnig te touch base oor wat ons laasweek oor gesels het, was gewees oor patrone van toksiese mense, wat jy kan doen, waarna jy moet uitkyk, hoe mense is, the small things that matter, hoe 'n verhouding werk rondom dit, waarna jy moet kyk. So, ons gaan bietjie meer in diepte in gesels oor hoe om bewus te wees van onvriendelike vriende. Beware of unfriendly byvoorbeeld. friends. Ja, ons gaan weer eens 'n bietjie oorskakel in Engels, so Anglikaans. al my julle Engelse weetjies uit vandag. Ons hoop julle Engels hardloop nie uit nie, soos baie mense sê. My English runs out. Ja, wat is hulle altyd by my English is like airtime. It runs out, maar Ja. nee, ek hoop nie so nie. Maar ons sal tussenin nog praat, dis baie basies, dis nie hoë woorde nie, so. Sit maar lekker rustig, hoop jy het al die koppie tee of koffie of lekker ietsie warm wat jy drink. Ja, en 'n heater al byderhand. Ja, 'n kombersie vir die bene. Laat jy lekker rustig kan sit en mooi kan inneem wat ons praat. Junie, dis was nou reguit in winter in, so dis hoe die koue weer ons so gevang het. Ja, 'n bietjie laat eintlik teen gewoonlik. True, maar onthou dit was haar, so net mooi in winter toe kom hierdie reën weer ook in die kou. Sneeu en alles. Sneeu en alles. Strange things. Kom ons spring in Karen, ons het baie oor te gesels. Nou sê, ons praat van beware of unfriendly friends. Now life is full of unfriendly friends. Some people didn't die when the arrow was in their chest. They died when they saw who threw the arrow. Here are 12 signs of unfriendly friends. Number 1, unfriendly friends plot against you at night and laugh with you in the morning. They smile a lot and act nice to you, but really they are talking and gossiping behind your back. Dit klink dan presies soos mense wat 'n mes vir mens in het. Nice van voor, maar nie nice van agteraf nie. Ja. En nommer 2, they appear when they need you and disappear when you need them the most. They are very selfish and self-centered. Ja, ek kan nog 'n paar voorbeelde noem van hierdie goed. En ons sal bietjie later gesels oor hoe hanteer jy hierdie en wat doen jy om jouself bietjie toe te maak en te beskerm teen hierdie tipe vriende in aanhalingstekens. Ja. Dis nie vriende nie. Freds. Ja. Friends nie. Ja. Nommer 3. Your success threatens them. They get upset when something good happens to you. They are highly covetous. En nommer 4, they blackmail you emotional, takes advantage of you, cause you pain, hurt you and deceive you. Ons kan almal uitbrei oor daai storieetjies, maar ons het nog baie om oor uit te brei en oor te praat. Number 5. They always try to compete with you and make you feel they are better than you. And number 6, unfriendly friends always criticize you negatively. They constantly point out all the negative things about your life.
They don't see anything good about you. Interessant, dit klink soos iemand in die Bybel, die duiwel, wat die hele tyd vir jou kritiseer en vir jou vinger wys van alles wat jy verkeerd doen. 'n Goeie vriend is veronderstel om jou met liefde, in liefde te vertel, dis ietsie wat nie reg is nie, en dan vir jou raad te gee en vir jou te help en te ondersteun om dit reg te maak. Ek sê die beste vriend gaan wees daar om vir jou uit te wys. Dat vir die waarheid gaan vertel, waarheid maak en help om jouself op te bou. Daar sy. Nie altyd. Iron sharpens iron, right? Then, number 7. They discredit you and doubt everything you say or do. They hold you in low esteem and spread lies about you. They lack faith in you and belittle your achievements. En dan hulle wil altyd meer belangrik wees as jy jou goedjies wat jy reg gekry het, wat jy gedoen het, probeer hulle minder maak sodat hulle beter kan voel oor hulle self. Ons het laasweek Vrydag het ons 'n anti-bullying talk by laerskool Hoeveel gehad en jy het presies die woorde gebruik, be the US you that you can be. En dit is presies wat gewys het dat almal se calling is uniek. Jy moet net weet wat jou calling is. Ja, en wat is jou calling? Yes. Om net jy te weet. Daar sê jy, wees die jy. Daar's niemand anders wat jy kan wees nie. Niemand nie. En as mense maar net tevrede wil wees daarmee, want elkeen se gifts is aan homself gegee, unieke gifts wat ander mense nie het nie. En ons het 'n pastoor gehad wat altyd gesê het, if you've got the vision, you've got the job. Ja, jy ken dit al, dit is baie goed. So, dit is net so, en jou vision, ek het al 'n paar keer so meme gelees op Facebook ook wat sê, people can't say what your calling is, because they weren't in on the call. Ja. Between you and God. So hulle kan nie sê wat jy veronderstel is om te doen nie. Nee, but the kingdom of heaven is within you. En alles wat jy nodig het om deur hierdie lewe te navigate, is klaar binne in jou ingebou. Wat jy nodig het om jou paadjie te stap. Net jy. Nie ander mense wat vir jou moet kom eiers lê om vir jou te sê, jy moet nou hierdie pad gaan of iemand anders se droom uitlewe nie. En nie ander mense wat vir jou kom sê, jy's nie goed genoeg nie. Jy moet weet, jy is goed genoeg, want raai wat? As jy nie goed genoeg was nie, en as jy nie nodig was nie, was jy nie nou hier nie. Ja. Dis eintlik baie eenvoudig. Dis wat ons vir die kinders probeer leer ook. Jou calling, almal maak dit altyd so verskriklike ding, en mense streef so daarna, my calling, wat is my roeping, wat is my purpose op hierdie aarde? Ek gaan dit nie doen nie, ek gaan dit nie maak nie, ek moet wees soos daai, nee, dis baie eenvoudig, wees net jy. Groot ding wat almal deesdae sien, en noem my as ek dit verkeerd sê, mas glitz en glam. Almal wil tog net soos daai een op die TV wees. Almal wil tog net so ver gaan so wat daai gaan. Ja. As ek net dit, as dit gebrande hout maar. Ja, jy's nie veronderstel nie. As jy veronderstel was om daar te wees, what's meant for you will be for you. Ja. So as dit veronderstel was om jou lewe te wees, dan sou dit jou lewe gewees het. En dit sal jou lewe wees. Jy hoef dit nie te gaan jaag nie. Yes. Die Bybel sê vir jou, seek first the kingdom. En waar is die kingdom? Within you. And then the rest will be added. Jy hoef nie te gaan hardloop en gaan jaag en soek en nonsens aanjaag en jouself in die moeilikheid uit te kry nie. Dit sal net be added. Dit sal net na jou toe kom. Hoe sê jy altyd wat is die beste beskrywing vir so iets? As jy 'n fondasie vir jouself uitgelê het en jy wil jou huis bou daarop, gaan jy nie die muur begin bou en die fondasie uit onder af uitbreek. Jy het geen fondasie, begin sommer net die muur. Ja, maar dit is rondom dit, jy kan nie net gaan en alles in 'n muur bou in die muur opbou en dat die dak gaan staan as daar nie meer 'n fondasie is onder nie. Presies, en daar is nie 'n fondasie as dit nie jou calling is nie. En jou calling is jy. Be you. Yes. En nommer 8. They are not consistent. You cannot depend or rely on them. They are not trustworthy. Sure. En die eerste van alles is, hierso moet ons eerlik wees met onsself. Altyd. Wees eerlik met jouself en maak nou maar vir jou 'n pros and cons lysie om te sien wat die voordele en die nadele is ten opsigte van sekere mense in jou lewe. Yep. Number 9. Unfriendly friends don't feel bad or remorse when they hurt you. They never apologize. Rather, they are judgmental, always feeling they are right. Dit klink vir my soos 'n narcissus. Ja, nee, wragtig. En nommer 10. They rejoice when something bad happens to you.
Your pain gives them joy. Ja, maar onthou, hulle gaan dit nooit voor jou doen. Nee. Nooit. Voor jou is dit so vriendelik, soos die cats whiskers, maar agter jou, dan hoor jy allerhande stories. As an angel of light. Ja. So daai stadium wanneer hulle weg is. As an angel of light, deceiving, right? Number 9, or rather number 11, unfriendly friends will never patronize you, even if you sell the secrets to long life and prosperity. All because of envy and jealousy. Ooh, en jealousy is reeds 'n groot ding. Dis wat hulle baie keer sê, Makes you nasty. as jy 'n droom het oor iets wat jy wil bereik, Bly stil. jy moet niks vir niemand sê tot jy dit gedoen het nie, want as jy gaan sê jy gaan, of ek wil dit doen, Sal hulle alles in hulle vermoë doen om dit in die wiele te ry, omdat hulle jaloers en is. van hulle self te vat. Ja. Aan die einde van die dag kom hulle nie reg daarby nie, en dan is jou droom ook daarmee, want as jy dit wil doen, dan wil niemand in jou glo nie, want dit was 'n mislukking. Daar sê, jene, ek sien, jy begin nou baie mooi die patrone raak sien, ek sien, daar sê, Number 12. They're happy when you share your secrets with them, That's right. because they are going to use it against you to blackmail, hurt, or betray you without your notice. En presies net wat jy nou gesê het. Ja. Sometimes your problem is not the problem. Your actual problem is the person you tell your problem to. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Awesome. Daai kom lekker uit die Bybel uit. So, Regte calling, die regte wat jy waarna jy moet uitkyk. Dit is presies, ek en jy het vroeër in die week 'n discussion gehad ook oor, dis 'n storie, die series wat ons afgelope tyd kyk is Manifest. Nou wat jou gut vir jou sê, dis sekere mense kry hulle gut feel wat voel, jy weet, dis daai gevoel van, jy weet net. dis hy stemmetjie, dis wat her intuition. Dis hier, Ons praat van, baie mense wil dit allerhande snaakse name gee, maar dis die Heilige Gees in jou, dis it's the spirit in you, dis wat met jou praat. Jy kan daai gut feel trust. Daai eerste gut feel wat jy kry, daai eerste een, trust that one. Dis nooit verkeerd nie, regtig, dis nooit verkeerd nie. Ons dink baie keer, nee, dit kan nie so eenvoudig wees nie, want ons wil die altyd dit moeilik maak, maar dit is eintlik net so eenvoudig. Ja. Luister net na, Brein. yes, just, moenie, dis wat ek vir jou verduidelik het nou die aand, ja. Ek is gelijk sê, Ja, dis, jy dink, nee, you overthinking, en dan dink jy, nee, ek het OCD, of nee, dit is nie, ek het al myself lelik vastgeloop, wanneer ek nie vir die still small voice geluister het nie, en ek het al geleer, al klink het so stupid, ek luister vir die still small voice. ek het al 'n paar keer op die geval gekom wat jy net randomly sê, nee, wat het ek nou gedoen? Dis nie jy nie. Ja, Maar ja, net so op daai noot, ons gaan nou weer met julle verder gesels. So eers gaan ons net op 'n musiekbreek gaan, so bly ingeskakel op Aksie met Reaksie, net hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. en kry gou jou tee. Yes, ons is nou weer terug vir julle. Eden FM, jou stem in die paradijs. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7. Welkom terug is by ons op Aksie met Reaksie, waar ons net lekker musiek geluister het, bietjie meer gesels oor detox van toksiese mense af, en ons het vroeër net begin gesels oor beware of unfriendly friends. Friends en aanhaling. Ja, die kwotasies, die threats. Ons het eintlik gesê, die friends wat so is threats. Ja, So naby is friends. moontlik wat jy daai kan kry, wat mense ook al gesê, as jy dit regtig omdraai, jy kry die konnotasie van friends versus enemies, dan kry jy frenemies. So friendly enemies. Ha. Well, sometimes the healthiest choice we can make for ourselves is to distance ourselves from toxic people, even if it means cutting them off silently. It's like creating a perspective bubble around our hearts, shielding ourselves from negativity and allowing space for healing and growth. When someone repeatedly demonstrates harmful behavior or toxicity, it's natural to want to protect yourself from further pain or disappointment. Cutting them off silently doesn't necessarily mean holding on to resentment or anger. Rather, it's a form of self-preservation and self-care. Ja, ons sê altyd daai van a fout, it's only a mistake One. once, the second time it's a decision.
En wat sê ek altyd vir die kinders? When people show you who they are the first time, Believe them. believe them. Believe them. Yep, want Leopard never Never changes changes its its spots. Just its spot. as dit daar waar hy Met ander woorde, hy stap staan. net aan. Dis al ja. Maar hy gaan nie sy hare op sy liggaam verander. Nope. Deep down, toxic people often know the impact of their actions, even if they may not acknowledge it outwardly. It's like a shadow lurking in the corners of their consciousness, a nagging reminder of the hurt they've caused. By cutting them off silently, we send a clear message that we refuse to tolerate behavior that undermines our well-being and happiness. Now, it's important to recognize that toxic behavior is often deeply ingrained and can be difficult to change. For some people, toxicity has become normalized, woven into the fabric of their personality and interactions. It's like a well-worn path they continue to tread, unaware of the damage they leave in their wake. Ja, dit is wat mens kry wanneer mense sien, as jy in 'n verhouding met iemand is of in 'n familie groot word en jy sien iemand het they display toxic behavior en jy los hulle. Jy los hulle net. Jy help hulle nie reg nie. Daai laat my nogal question, as jy mense nie reg help wat na aan jou is nie, of jy regtig lief is vir daai persoon. Want hoe kan jy sê jy is lief vir iemand, maar jy laat toe dat hulle toksies is en hulle toxicity op ander mense oordra? Change is so vroeg as moontlik. Hoe sê jy altyd Ja, daarby? praat met hulle, daar's mos 'n manier. Hoe sê jy altyd daarby ook wat is dit gewees? Ek dink jy het gesê is jou ma wat dit daai tyd gesê het of soos wat dit is. Staan en gooi die grootste klippe in die water en wanneer die rippels terugkom almal te verspoel en Ja, wanneer almal verdrink uit die rippels uit, dan staan die persoon handjies agter die rug. "Haai, waar kom dit nou vandaan?" Ja, dis wat baie mense doen. Maar as jy nou ouer kind, man, vrou, en jou man of jou vrou display toxic behavior, dan moet jy mos met hulle gesels en sê, Absoluut. nee, dit is nie waar nie. Dis wat ons van die begin af met mekaar oor gepraat het, is om te sê, as daar ietsie is wat nie reg is nie, moet ons dit met mekaar bespreek en sê, nee, wat luister, niemand is perfek nie, almal maak foute, Absoluut. en jy kom dalk nie agter nie, soos ons nou gesê het, that sometimes it's so ingrained in you, want hoe jy groot geword het of wat ook al, net soos die boelery, wat net deel is van party mense se verwysingsraamwerk, hulle besef nie eens hulle doen dit nie. geskryf in die boek. Ja, hulle besef nie as hulle doen dit nie, dis ingrained into them. So nou kan jy net vir jou man of jou vrou of jou kollega of wat ook al net sê, hoorie, daai gedrag is nie lekker nie. Miskien, maar nie net klippe gooi nie, dalk net bietjie helpende hand probeer gee om te sê hoe mense dit kan hanteer. Veral as dit jou man of jou vrou is of wat ook al wat naby jou is of jou kind of so ietsie wat toxic behavior toon. Miskien is daar egskeiding en in die pa se huis gaan dit so, maar in die ma se huis is dit anderste en jy sien nou goedjies wat daar gebeur, dan praat daaroor. Exactly. Kommunikeer daaroor en vertel vir die mense, ja, dis waar ons boundaries inkom en vertel vir die mense hoekom daai behavior wat hulle doen jou seermaak of ander mense seermaak en dan vertel ook vir hulle van wat die consequences gaan wees, because with every action there is a reaction. Elke aksie. Het 'n reaksie, ja. So aksie met reaksie. Ja, so dan sê altyd, ja, weer eens, doen aan ander wat jy graag wil hulle moet aan jou doen en if you choose to say something, then you also choose the consequence. Dis so. Wat is daai ding van die consequence wat ons altyd sê? We don't accept You're free to make a choice, but you're not free from the consequence of the That's choice. right. So daar's altyd 'n consequence. So, beter om met mense te gesels en net vir hulle te verduidelik dat hierdie behavior nie aanvaarbaar is nie, as wat jy nou die res van jou lewe gaan moet sit met daai mense, ek weet julle het dit al baie gehoor hier, what you allow will continue, want dit is waar, wat jy stilbys ook 'n antwoord. Net Dit beteken jy aanvaar hulle gedrag, dan kan jy nie môre oor môre gaan kla oor hulle gedrag nie. Dis soos ek altyd sê, as daai klein hondjie daar piepie, kry hy 'n koerant en rap hom op sy sterk met daai koerant nou, wanneer hy dit doen, sodat hy weet wat hy verkeerd gedoen het. Later gaan hy nie weet wat hy doen nie. Hy gaan heeltemal confused wees. En as jy hom gaan los, dan gaan jy glad nie welriekende huis hê nie. Want die hondjie gaan nie, hy gaan confused wees. Hy het gedink, dis okay, jy laat hom toe,
So hy gaan maar aan om dit te doen. Dis right. So wil jy 'n nie welriekende verhouding hê Dis met presies jou dit. man of vrou, met jou ouer of kind, of met jou werkkollega nie. Die Engels het mos 'n goeie gesegde wat ons altyd sê, set the record straight. Daar's hy. Ja, maar daar's maniere, né? Ja. Daar's 'n manier hoe jy dit kan doen. Jy kan dit op 'n ordentlike manier doen of jy kan op 'n aanvallende manier doen, maar Aanvallend maak dit dat niemand dit werk nie, dan luister niemand nie, ja. En gil en skree werk ook mense se ore slat net toe. Dan sê dit nou al gesê. Now, while it's true that people can change, true change requires self-awareness, humility, and a willingness to confront uncomfortable truths. Dis nou wat ons nou van gepraat het. Toxic people may not be capable of this level of introspection, as their behavior is often rooted in unresolved issues, insecurities, or learned patterns of interaction. So dis waar ons nou net oor gepraat het. Dis right. Hulle is gewoon daaraan om weg te kom met hierdie goeders. Niemand het nog ooit die liefde of die tyd geneem om met hulle te praat en vir hulle te verduidelik dat hulle gedrag toksies is nie. Sure, dis eintlik baie terrible. Now, if toxic people truly understand the impact of their behavior and had the capacity to do better, they would likely make the effort to change. It's like recognizing a leak in a boat and taking immediate action to patch it up before it sinks. But for some, the idea of change is daunting, requiring them to confront aspects of themselves they may not be ready to acknowledge. Yeah. Now, cutting off toxic people silently is not about seeking revenge or punishment. It's about reclaiming our power and prioritizing our well-being. It's like closing the door to a room filled with darkness and opening a window to let in the light. By removing ourselves from toxic environments, we create space for positivity, growth, and healing. Now, ultimately, the decision to cut off toxic people silently is a deeply personal one. It's about honoring our boundaries, protecting our energy, and surrounding ourselves with people who uplift and support us. Yeah. It's like tending to a garden, carefully pruning away the dead branches to make room for new growth. Nou, dit is presies wat hulle ook al gesê het. As jy kyk in die omgewing waar jy is, hoe jy act is based on die mense wat jy toelaat, wat die naaste aan jou is. En ons het eendag so geluister na 'n persoon wat Wen Jing, hy het ook gepraat van, as jy wil sien waar jy is en waarna jy wil gaan in hierdie lewe, kry vir jou 5 mense wat presies in daai omgewing werk. So, sê byvoorbeeld, jy wil 'n bietjie meer van wetgewing af weet in prokureurskap en of in die wette van die land. 'n Prokureurvriend is daar om jou beter te help. As jy wat noem hulle dit, wat jy 'n motivational speaker wil word, dan gaan jy iemand kry wat naby aan jou is, met wie jy kan gesels, wat al klaar in daai roete in is. So die mense wat die naaste om jou is die mense wat jy gaan beïnvloed. Dit is hoe jy gaan wees. Ja, So as lekker presies 'n mens aan jou vriende, afgebreek. aan jou vriende word jy geken. Want unfortunately, stuff like that rubs off on you. Yep. Energy is transferable. Ons het laas keer ook gesê, everybody shouldn't touch you. Jy weet, energy is transferable. Met wie jy jou tyd spandeer, daai geite gaan op jou afrap. En jy het ons altyd die goeie gesegde van, if you speak a word, it's not called spelling. Yeah, it's called spelling for a reason. Sorry. You cast a spell every That's time you speak. So Because it's called spelling for a reason. Spel jy dit? Ja. Dat sê, en dit is presies net daar waaroor dit Die gaan. Bible sê vir ons, the power of life and death lie in the tongue. Net so. What you say you will have, nee. Ja, en met wie jou tyd spandeer is how you will become. Dis kom dit vir ons sê, aan jou vriende word jy geken. Ken. So, met ander woorde, die gedrag wat jou vriende openbaar, sal jy begin openbaar. Now, so if you find yourself in a situation where toxic people are draining your energy and undermining your happiness, know that it's okay to walk away. Trust your instincts, wat ons net van gepraat het, daai gut instinct, daai, when they show you who they are the first time, nee? Trust your instincts. Prioritize your well-being, and remember that you deserve to be surrounded by love, kindness, and positivity. Honoring
our boundaries and protecting our energy means surrounding ourselves with people who uplift and support us. Yeah, cut them off silently. They know exactly what they did. Net so. Ons gaan net so vinnig, nadat ons hierdie informasie so met julle gedeel het, gaan ons so vinnig op 'n musiekbreek gaan, net om die regte asem weer in te kry, 'n bietjie te kan ontspan van die detox wat hier deurkom wanneer jy hoorde. So bly ingeskakel hier by ons op Aksie met Reaksie. Ons is nou weer terug by julle. Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life. Welkom terug is by ons op Aksie met Reaksie. Ons het net lekker musiek geluister, so 'n bietjie jouself gelaat detox het van al die toksiek mense en woorde en alles wat jy nou net so pas ingeneem het. Maar ons is nog verder besig om te gesels oor die growth, hoe jy kyk, wat die signs is van toksiese mense. In growing up, we're like sponges, absorbing the beliefs, behaviors, and attitudes of those around us. Parents, teachers, friends, and society at large. These early experiences shape our worldview and how we see ourselves. Sometimes, this programming includes negative patterns such as self-doubt, fear, or unhealthy coping mechanisms. It's important to remember that these patterns were not your choice. They were simply part of your early environment. Ja, dis wat ons net van gepraat het, is deel van jou verwysingsraamwerk. Net so. Now, however, as we grow older and become more aware of ourselves and our behaviors, we gain the power to change. This doesn't mean it's easy or that it happens overnight, but recognizing that you have the ability to reprogram those old patterns is the first step towards a healthier, happier life. Think of it as upgrading an old computer system. The old software and hotkeys, your childhood programming, was installed without your input. Now, as the user and the caretaker of your own mind, you have the ability to update the software. This might involve learning new skills, seeking therapy, practicing mindfulness, or simply being more aware of your thoughts and actions. Ja, ek sê altyd, jy kan jou ouers ook net tot op 'n sekere ouderdom blameer, seker rondom 10. Maar dan moet jy begin verantwoordelikheid vat vir jouself, because if you know better, you are supposed to do better, right? So, Jy leer mos nou goedjies. Ekskuus, stop. Now, taking responsibility for this process is empowering. It means you acknowledge the impact of your past without letting it define your future. You have the control to rewrite your story, to replace old unhelpful patterns with new positive ones. Remember, it's a journey. Be patient with yourself and celebrate small victories along the way. Each step you take toward reprogramming your mind is a step toward a more fulfilling life. You deserve to live free from the constraints of outdated beliefs and behaviors. And with time and effort, you can create the life you truly want and deserve. Ja. Nou, ons het so 'n paar dingetjies ten opsigte van toxins in jou huis, byvoorbeeld. Paar dingetjies wat ons net nou, wat Jan net nog van gepraat het, toe hy gesê het, van die basis van jou fondasie wat eers gelê moet word. Nou, vir jou om enig iets te kan doen, it's practice makes perfect, right? Maar jy moet net eers by die basis begin, jy kan nie net hier in die middel ergens begin en dink alles gaan reg wees. Geen skenier gaan aan 'n deur hang, of geen skenier gaan in 'n muur wees vir 'n deur om te hang, as daar niks is om vas te maak. Exactly. Now, ons sê the toxins of the house are, for example, wat jy nou van ontslae moet raak en skoonmaak. Objects that you no longer use. Clothes you don't like or haven't used in a while. Damaged underwear. Example, ek onthou, my pa het hierdie goed gehad wat hy aangetrek het, wat so gaterig was. My ma gooi dit weg so wees sien, en hy het dit uitgehaal, dan draai dit weer. En dis iets wat ons aan vashou aan ou gewoontes, ou goeders, en vir jou om vorentoe te gaan en
jou hand oop te hê vir nuwe goed, om nuwe goed te ontvang, moet jy hom kan oop hê and let go of all the old things that hold you back. Niks nuwe goeders inlaat as die oues nie. Want jou hand is toe. Ek lag nou eintlik, jy praat as ek een oue teenslag vir my gesê, die lekkerste jean om te dra is die jean wat sy kniekoppe begin deurskuur. Nie wat al klaar gekoop is so nie, wat begin deurskuur, dan draai eers lekker, maar dan weet jy, dis die tyd om 'n nuwe een te kry. Ai, genade. Ja, yes, then broken things. Ek gaan dit nog regmaak. Ek skuldig aan daai een. Ek is. Old cards and notes. Ja, ek is baie sentimenteel. Wat dit aanbetref. Plants that are dead or sick. Nee wat, dit moet maar uitgaan. Receipts and old magazines. Nee, dit smyt mense op, ja. Shoes, broken shoes. Yes. Stuff of all kinds, calling the past. Ja, daai, as jy deur 'n vrou, of as jy in 'n verhouding was met 'n persoon wie jy lief gehad het, en dis 2 jaar later, jy maak jou kas op en jy sien, jy het al hierdie foto's en al die goeders wat hulle vir jou gegee het. Nee, is toch daar so, dit trek jy net terug in die abyss van gemors. Ja, jy moet eintlik ontslaa raak van alles. As sulke tipe van goeders gebeur het, raak ontslaa daarvan, want soos ek sê, jou hand is toe, want jy hou vas aan die ou goed, en so hy kan nie nuwe goed vat nie, hy kan nie, so jy gaan vasgevang bly in daai ou goed. Moet heal, maar dis presies wat jy ook sê altyd by, send them love and light and let them go. Ja, daar sê, dit kom uit Eat, Pray, Love. Dis hy. If you have children, toys that are not used, that do not work or are broken, and done with cleaning them out, your health gets better. Want jy doen soos 'n prophetic action as jy skoon maak. Jy weet, your health gets better. Creativity grows. Relationships get better. There's a greater reasoning capacity. It improves your mood. Now, questions that might help cleansing is, why am I saving that? Is it about me today? How will I feel if I release that? Separate and classify. To donate, to throw, and to sell. Now, inside cleaning reflected outside. Nummer 1, avoid extreme noises. Nummer 2, less strong lights. Moenie daai verblindende ligte op jy laat skyn dat jy amper eers meer kan sien as jy uitstap uit 'n gebou. Die hele almal het al daai geval gehad, dit is donker. En sies die donker plek, maar as jy in 'n huis was en die beligting is nie baie sterk, maar jy stap uit en jy het 2 ure in die son gespandeer en dit was helder buite gewees en jy stap onmiddellik terug in daai kamer en is dit pitch black. Jy kan amper nie eens sien nie. Less strong lights. Ja, saturate, ja. Nee, so in 'n gebou met strong lights. Yes. Less saturated colors. Less chemical odors. Paradise jig. Nou jig oor as dit laat staan nie. Moet verkieslik nie daai jig gebruik nie. Sy vir jou natuurlike goed. Ja, less sad memories. So sê, jy sê altyd daarby, hou jou gedagtes gevange. Ja. Keep your thoughts captive. Think of positivity. Ja, think on things that are good, pure, holy, lovely, of a good report. Die ding is, as ons nou, ek sê altyd vir al die pasiënte, find your happy place when you are happy, want jy gaan hom nie kry as jy ongelukkig is nie. Maak 'n prentjie vir jou, ja, 'n mental note van jou, van wat jou happy place is, en dan kies jy as prins om na daai happy place toe te gaan, wanneer jy nie lekker voel nie, of wanneer jy hartseer voel. Jy mag mense mis. So ek nou gesê het, but I'll miss you, and I love you, and I'll miss you. Yes, then send me love and light, and then drop it, want dis nou verby. Sy het dit vir haar ex-man gesê, en haar ex-man het gesê, but I miss you, and I love you, en sy sê, well, then send me love and light, and then drop it. Jy weet, dis wat ons moet doen, want daai verhouding is nou verby, en jy moet vorentoe gaan, want anders gaan jy regtig 'n baie onaangename lewe hê vorentoe. Ons het gesê less sad memories, so raak ontslaaf van die ou goeders wat jou hart seer maak. Dis nie lekker nie. Absoluut. Finish unfinished projects. So daai, wat het is in 'n movie gesien wat 'n pa 'n taakie kry om te sê hy moet 'n boomhuis bou. Elke week gaan kom en elke week gaan verby en die taak het begin, maar 'n kwart van die taak die leer hang in die boom. That's it.
Ja. Maak dit klaar. Sit jou tyd uit. Daar is altyd tyd. Maak jou tyd vir jouself. Ja, want daai goed hang aan jou ook. Ons het al almal gesien. Jy het so baie goeders om te doen, maar dis nie georde nie. Dis nie al die goeders in jou kop rondhardloop. Maak 'n lys van die goed wat jy gedoen moet kry, en dan gee vir jou 'n tydsbestek vir elkeen van daai goedjies. En dan hou jy daarby. As jy hom nie klaar kry nie, jou notas wat jy vir die dag gedoen het, as jy hom nie klaar kry en dra hom oor na môre toe, as hy oorgedra kan word na môre toe. Prioritiseer al jou taakies en so, en maak dit vir jouself makliker om jou goed klaar te maak, want dan voel jy so in 'n warboel, maar as jy dit net neerskryf vir jouself, en dan op die einde van die dag sien jy, sjoe, daar's die tyd, en dit het my net 'n halfuur gevat, en ek het gedink dit gaan die hele dag vat. Maar as jy net jou goed organiseer, dan maak jy jou take klaar, en dan voel jy ook baie beter oor jouself, jy gaan beter slaap, jy gaan nie so kort van draad met almal wees nie, en jy gaan regtig meer tyd tot jou beskikking hê. Dis wat almal vir ons vra, al die goeders wat ons doen, waar kry julle tyd om alles te doen? En Ons het tyd. ons kyk vir mekaar en ons dink, sjoe, ons kan nie verstaan wat doen ander mense met hulle tyd nie, want ons het tyd, ons het nog baie tyd, ons het tyd om onsself te geniet, ons het tyd om bietjie te gaan fliek kyk of series te kyk, ons het baie tyd, want ons weet hoe om met ons tyd te werk, en as jy reg werk met jou tyd, sal jy sien hoe baie tyd jy regtig mors. So jy moet net die regte goedjies kies om jou tyd op te spandeer. Daar sê. Cultivate positive energy in your home. So, Ja. wat is nou vroeër genoem, as jy dink aan 'n ding wat positief is, of as jy hartseer is, dink aan 'n ding wat positief is, maar in die geval, cultivate positive energy in your home. Bring daai positiwiteit in. Jy sê altyd daarby, wees 'n sonskyn. Wees gelukkig, wees happy, smile. Vir geen ander rede nie, die brein werk presies so. As jy hartseer is, as jy voel jy is nie gelukkig nie, as jy voel dis nie waar jy wil wees nie, smile net, smile, al is dit geforseerd. Ja, dit skei natuurlike endorfine af, wat Ja. natural feel-good hormones is. Na 15 sekondes tussen Maak 'n fake lag. Dis hy. Tussen 15 en 30 sekondes gaan jy begin lag. Ja, En dit is waar dit gaan. En as jy dit klaar gedoen het, gaan jy net wonder, waaroor was ek so gewees? Ek is nog sommer heel happy. ja. Ons gaan uitkom, ons doen iets. Ja, want party mense se energie is regtig nie goed nie, en soos ons net nou gepraat het, daar is so iets soos energy transference. Net. So kry jouself net in 'n lekker by, al is dit fake lag, waar het ons dit gedoen? Ons het dit met een of ander kursus gedoen, wat hulle sê, gaan, ha, 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 ha. Jy maak so naderhand lag jy so, want dit klink so eenvoudig. Dit klink so snaaks. Jy lag, jy breek jouself, jy lag lekker daaroor. Ek wil net sê, Ons lag nou klaar daaroor. ek dink daar's iets anders daarbey ook. Wat is daai liedjie geweest? Ah, Ja, maar die manne en die vroue almal so, elkeen bring sy eie version uit. Sien jy dat, doen jy dit? exactly. Dan voel jy sommer beter. Kyk nou net, ons het lekker sonskyn lag hierso in hierdie reënerige weer. Ja, Now do a general cleaning and use boxes for organization. Start with drawers and cabinets and conclude each piece. Do everything at your pace. So jouself dit byvoorbeeld as jy so getrek het. Jy sit jou kitchenware, jou borde, jou Ja, jy pak tog nie- apart. ja, jou kamer skryf goed met daai goeders te mekaar nie. Ja, Jy skryf daar. orde. Ja, jy skryf daar op orde. Dis hy. So Orde. wat is dit? Nommer 1, trash. Nommer 2, arrangements. Nommer 3, recycling. In doubt, gifts, donation en sell. So as 'n goeders is wat verkoop kan word, verkoop dit. As 'n goeders is jy regtig kan voel, so wat Karen net gesê het, ouer klere wat tog van so 'n aard is, jy wil dit nie meer hê nie, of jy het gewig verloor en dis te groot vir jou. Gee dit vir 'n Ja. mense wat dit kan En gebruik. wat ek nou al gevind het met my, as ek so voel op die dag, dan moet jy dit doen op daai dag, soos jy dit voel. Net so. Ja, if you've got the vision, Daai woon. you've got the job. Ek het ook gevoel, ek wil sommer gaan al my klere ontslaan. Ek sê moet vir dit. Daar kort nou nie wis. So as you cleanse, watch what changes in you. As we clean our physical house, we also place order to our mind and heart. Practice detachment with material things that just fill your space, and you'll see how you'll slowly be able to do the same with more momentous situations. Your mental and emotional health should always be a priority.
By removing toxic influences, you create space for positive, nurturing relationships that allow you to flourish. Ultimately, being cautious of the company you keep involves a combination of self-awareness, boundary setting, and surrounding yourself with supportive individuals. Trust yourself to recognize when someone's behavior is harmful, and don't hesitate to take the necessary steps to protect your well-being. By doing so, you empower yourself to lead a healthier, happier life, free from the draining effects of toxic relationships. Remember, you deserve to be surrounded by people who appreciate and respect you for who you are. For who you are. Ja. Baie ware woorde. Die hele ding is hierso, is ons is veronderstel om respek vir onsself te hê. En as jy nie boundaries daar stel vir mense nie, Dan, dan het jy nie respek vir jouself nie. And charity begins at home. yep, Nee, it begins at home. You're supposed to love your neighbor as yourself. So, wat beteken dit? Dit beteken jy moet eers vir jouself lief wees, sodat jy vir iemand anders kan lief wees. En ja, dit beteken nie jy moet deur mense 'n vloerlap gemaak word vir mense nie. Wanneer mense weet waar hulle met jou staan, dis al wat ek wil hê. Ek wil mense weet altyd, en hulle sê vir my ook, ons weet altyd presies waar ons met jou staan. En dis wat ek graag wil hê, so dis hoe ek ander mense behandel. Ek laat hulle presies weet waar hulle met my staan, want ek wil graag weet presies waar ek met ander mense staan. Ek wil nie dink, jy is my grootste vriend, alhoewel ek het gewoonlik weet, as daar 'n issue is ergens, maar mense wil nie dink jy is hulle grootste vriend, en dan hoor jy allerhande lelike goed na die tyd, of sien jy lelike goed, of wat ook al nie. Daai is glad nie lekker nie. So, behandel regtig waar net ander mense soos wat jy graag behandel wil word. That's right. Ja, en moenie, wanneer mense vir jou sê hulle hou nie van 'n spesifieke ding nie, dan as jy hulle dan disrespekteer om nog steeds daai ding te doen, dan gaan die mure opgaan. Dan moet daai boundary maar dalk, dis wat is daai ding? Wat noem hulle dit? Hulle noem dit 'n dealbreaker. Ja. Ja, dis 'n dealbreaker. Sorry, ons vriendskap is so, maar of ons verhouding is so, maar daai is 'n dealbreaker. Bespreek dit maar vooraf met mense, dat hulle altyd weet waar hulle staan. Want dis nog 'n ander ding. Dit help nie raak kwaad vir mense as hulle nie geweet het. Dis hoe jy daaroor voel nie. Jy weet, mense kan nie ruik nie. Jy moet maar vir mense vertel hoe jy graag behandel wil word. Wys vir hulle. Exactly. Wys vir hulle hoe jy hulle behandel. Mense kan ook nie, dis ook nie regverdig om van ander mense te verwag dat hulle jou op 'n sekere manier moet hanteer as jy nie dieselfde ding doen nie. Net so. So, do unto others is baie belangrik. Ja. Met daai is ons alweer klaar. Ai, die tyd daar. En ons het so baie om nog te sê oor hierdie onderwerp. Dit kom. Maar ja, dit was so lekker. Ek hoop julle het 'n bietjie notas gevat en Bietjie ietsie geleer. dink daaroor as jy Herinnerings as jy na jou huis kyk en daar's goeders wat jy regtig wil van ontslaa moet raak. ja, skryf jou die lys neer. Dis altyd die beste skare en vroeër genoot. Skryf neer. Wanneer dit wat jy neergeskryf het, jy vir jouself kan afteken sê. So is daai bucket list tipe ding. Ja. As jy vir jou bucket list gestel het rondom dit, tik dit af. Dit hoef nie net oor jou goeders in die huis te wees nie. Dit kan wees oor wat se persoon jy is. Dit kan wees oor self searching binne in jou om te ontdek waarvan jy hou as jy nie weet waarvan jy hou nie. Ja. Wat jy wil doen as jy nie weet waarna jy wil gaan nie. Ja, al daai lekker. Dis kom ons sê, dis 'n endless subject hier. Exactly. So daaroor gaan die bucket list gaan oor jy as 'n holistiese mens. Dit het ons vroeër gesê. Hoe weet jy wanneer jy jou calling vervul? Deur jouself te wees. Right. Dis nie moeilik nie. Wees net daai persoon wat jy geskape is, wat jy gemaak is, soos wat jy gemaak is, nie wat ander mense vir jou sê hoe jy moet wees nie. Daai persoon,
net soos jy gemaak is. En wanneer jy nuwe goed leer, then you add on to yourself. You don't subtract, you don't take away from yourself. Right. Jy leer. And if you learn, you know better. And if you know better, you then do better. Assai. So op daai soos Karen vroeg gesê het, moet ons julle alweer groet. Ja, Hier uit Mosselbaai se ateljee uit. hoop julle het 'n heerlike week verder. Bly warm Ja. en droog. En Lekker soppie ook as jy kan. ja, bly van die paaie af as dit nie nodig is om op paaie te wees nie. En kyk mooi na jouself. Ons gesels weer volgende week. Ons is bly ingeskakel vir die afternoon drive saam met Paul Amas, Piden FM, Your Voice in Paradise. Tot volgende week toe groet ons julle hierso van Mosselbaai af uit Aksie met Reaksie. Ek is Dion. En ek is Karen. Totsiens julle. Lekker week. Eden FM Mossel Bay 93.8 FM stereo.